Liewe gemeente, net voordat ek begin met die boodskap wat die Here vir my op die hart gelê het vir vandag, wil ek net gou vra. So 4 weke terug het ek 'n boodskap gebring van dat ons mekaar moet seën. En ek het toe gevra dat ons 'n alarm moet stel op ons selfone van 3:10 elke dag. En as daai alarm afgaan, dan staan jy net vir so 'n minuut of 2 stil en jy seën iemand met die gebed van Jabes, wat ons kry in 1 Kronieke 4 vers 10. Ek weet van 'n paar mense wat dit gedoen het. Ek wil net hoor, is daar mense nog hier in die gemeente wat wel daai alarm op hulle selfone gesit het om iemand te seën? 4 minute oor 10, mense. 2 minute van jou tyd. Want in die 4 weke wat verby is, het ek getel as 28 dae, en as elkeen van ons elke dag 1 persoon geseën het, en ons is 100 mense in die gemeente, dan het ons 'n hele paar mense geseën en kan ons 'n verandering maak in die samelewing waarin ons onsself bevind. Ek hoop 'n paar van julle beleef die gevoel van seëning wat al oor jou uitgespreek is in hierdie afgelope 28 dae. In ons gemeente is ons hierdie kwartaal, die 3de kwartaal, besig met die tema groei wat sigbaar word. En dit sluit aan by ons oorkoepelende tema van die jaar wat groei is. 2 weke terug, pastoor Michael met ons gepraat oor uit Johannes 15, bly in my, die gelykenis van die wingerdstok, wat Jesus as die wingerdstok sê, bly in my en ek in julle. Solank as wat ons in hom bly, het ons lewe. En kan ons vrugte dra. En as ons vrugte dalk 'n bietjie min is, dan snoei hy ons baie keer. Maar nie snoei om seer te maak nie, snoei om so te rig dat die vrug wat ons dra al meer en meer en meer word. Verlede week het pastoor Michael met ons gepraat, jou storie maak saak. Markus 5 vers 1 tot 20 was die skrifgedeelte, waar die Here die man wat besete was, die duiwels uit hom uitgedryf het, en toe die man saam met Jesus wou kom, toe sê Jesus vir hom, nee, jy kan nie saam met my gaan nie, gaan vertel jou storie vir jou mense. En die impak wat ons kan aflei, wat dit gehad het, onder daai man se mense, toe hy sy storie gaan vertel het. Hy is van die asgate af herstel deur Jesus en hy het 'n storie gehad. Hy het nie opleiding gehad nie. Hy het nie 'n graad gehad nie. Maar hy het 'n storie gehad. En hy het die vrymoedigheid gehad om sy storie dan gaan vertel en dit het 'n impak gemaak by elkeen by wie hy sy storie gaan vertel het. Vandag se tema van die boodskap is groei wat omgee. Groei wat omgee. En ek vra julle om saam met my te blaai na Lukas 10 vers 25 tot 37. Lukas 10 vers 25 tot 37. Baie welbekende gedeelte. En ek gaan sommer die hele gedeelte vir ons lees.
Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry?" Jesus sê vir hom, en let op, Jesus antwoord nie dadelik sy vraag nie, hy antwoord sy vraag met 'n teenvraag. Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die ewige lewe verkry. Maar die wetsgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: En wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, om na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg. Sorg vir hom, en as jy meer onkoste het met hom, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Vra Jesus vir die wetsgeleerde. Die wetsgeleerde antwoord: Die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en maak net so. Gaan en maak net so. In hierdie verhaal het die wetsgeleerde die gewonde man gesien as 'n onderwerp vir bespreking. Die rowers het hom gesien as 'n slagoffer om uit te byt. Die priester as 'n probleem om te vermy, en die leviet as 'n voorwerp van nuuskierigheid. Net die Samaritaan het hom behandel as 'n persoon om lief te hê. En net hierdie gelykenis leer ons 3 beginsels van om jou naaste lief te hê. Die eerste een is, gebrek aan liefde is dikwels maklik om te regverdig, maar is nie altyd reg nie. Ons naaste is enige iemand, ongeag ras, nasionaliteit, taal of sosiale agtergrond, wat in nood verkeer. En liefde beteken om op te tree in belang van die persoon en sy behoefte. Waar jy ook al bly, maak nie saak nie. Of jy nou bo op die berg bly en of jy hier onder in die dorp bly, mense met behoeftes is altyd naby. Dis dalk die buurman langs jou, dis dalk die buurman oor kan die straat, is dalk iemand daar by jou werk. Moenie, soos die skrif sê, oorloop na die ander kant of met 'n ander pad langs verbygaan nie. Wys liewer Jesus se liefde vir hulle.
Vir hierdie wetsgeleerde was die persoon wat die mees onwaarskynlikste reg sou optree, die Samaritaan, die antwoord op Jesus se vraag. Maar let mooi op in die skrifgedeelte. Daar was 'n geweldige haat tussen die Jode en die Samaritane. Hulle het nie langs dieselfde vuur gesit nie. Hulle het nie eens met mekaar gepraat nie. Hulle het nie eens van mekaar gepraat nie. Hier gebruik Jesus die voorbeeld van 'n Samaritaan om die naaste begrip vir hierdie wetsgeleerde te verduidelik. En let op in hierdie wetsgeleerde se antwoord. Hy sê nie vir Jesus, die Samaritaan was sy naaste nie. Hy sê, die man wat aan hom hulde, of aan hom eer, of om versorg het, dit is sy naaste. Hy noem nie eers die woord Samaritaan nie, dit was ongehoorloof vir die Jode om dit te doen. En Jesus wil vir hierdie man iets leer. Die wetsgeleerde se gesindheid het dit verraai wat kort gekom het in sy lewe. Die enigste ding wat hy vroeër gesê het, die wet van hom vereis, en dit is liefde. Dit is liefde. Groei in ons lewens is die tema waarby ons stil staan op hierdie stadium hierdie jaar. Word sigbaar wanneer ek ophou vra wie my aandag verdien en begin vra vir wie ek vandag 'n naaste kan wees. Aan wie kan ek nader beweeg en by wie kan ek betrokke raak? En dit neem hierdie reeks van ons van wat Christus in ons kom doen het, na hoe sy liefde in ons, nadat hy iets vir ons gedoen het, hoe sy liefde in ons na ander toe uitgedra word en sigbaar word. En dit verbind ons direk met een van die waardes van ons gemeente, naamlik omgee. En ek moet net as 'n kantaantekening hierso sit, ek is bewus van baie mense in die gemeente. En hulle wil nie hulle name genoem hê nie, maar ek weet van mense wat betrokke is by ander mense, wat hierdie liefde uitleef, wat as hulle verjaar vir hulle 'n pakkie beskuit vat, of as hulle iets oorkom net 'n oproep maak, of as hulle sien iemand het moeilikheid of uitreik en help, al het hulle self nie baie nie. Daar's baie in hierdie gemeente en ek dank die Here daarvoor, dat die liefde van hom wat in ons is, sigbaar word in die wêreld daar buite. Nou is die vraag, hoe word Christus se liefde deur ons sigbaar in die wêreld daar buite? Hoe word dit? Hoe gebeur dit? Kom ons gaan kyk wat gebeur as Jesus in jou lewe inkom. Want dis waar die verandering gebeur. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende: Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel of mens. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Wat is alles? Alles is alles. Van kop tot tode. Dis alles wat Jesus, as hy in jou lewe inkom, kom nuut maak. Ek lees nou die dag ernstig, die grootste wonderwerk wat in 'n mens se lewe kan gebeur, is die dag wanneer hy Jesus in sy hart aanvaar. Daar is nie 'n groter wonderwerk nie.
Die dag wanneer jy Jesus as verlosser aanvaar, is die grootste wonderwerk wat in jou lewe kan gebeur. Ek het net 'n paar goeters hier neergeskryf, en daar is seker nog baie meer wat ek kon geskryf het wat verander. Ek het gesê die eerste ding wat verander is jou hart verander. Die lewensbron van jou lewe, dit verander. Esegiel 36 vers 26 sê nie verniet, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Jy sien, as jou hart verander, dan loop jy nie meer verby met 'n ander pad nie. Dan stop jy, want jou hart reik uit. Dan begin jy soos wat Jesus baie keer gesê het, ons kom net daarby, wat hierdie Samaritaan gesê het, hy het hom innig jammer gekry. Maar dit vra 'n hartsverandering. Die tweede ding wat verander is, jou oë verander. Jy kyk met ander oë na die wêreld en na die mense in die wêreld, met 'n ander perspektief, met 'n Christelike perspektief, met 'n perspektief van God het elkeen lief, ongeag. Hy het vir elkeen aan die kruis gesterf. Daar's nie wit broodjies nie. Ons is almal dieselfde voor die Here. En as jou oë verander, dan sien jy behoeftes en seer in ander mense raak. Dan is dit 'n geleentheid vir jou om te sê, wat kan ek vandag vir jou doen? Die derde ding wat verander is, jou ore verander. Nie fisies nie, maar die manier waarop hulle luister. Jy hoor dinge wat jy dalk nog nooit van tevore gehoor het nie, omdat jy nie ingestel was nie. Hoe sê hulle Engels, jy was nie ingetune nie. Jy hoor tussen die lyne en jy hoor wanneer God deur sy Heilige Gees met jou praat. Dis 'n fyn instelling. Jy hoor ander se hulpgeroep. Wanneer hulle skree om hulp, sonder om dit fisies te doen, hoor jy dit in jou gees. Die volgende ding wat verander is, jou mond verander. Jy kry dalk heeltemal 'n nuwe woordeskat. Want die oue het verbygegaan. Jy begin 'n liefdestaal ontwikkel, 'n omgeetaal, 'n taal wat ander mense kan verstaan. Dis nie net meer, hoe sê hulle Engelse, me, myself en I nie. Jy praat woorde soos Kolossense 4 vers 6 vereis, naamlik woorde wat vriendelik is en wat van goeie smaak getuig. Jou gedagtes verander hier binnekant. Jy dink anders te oor goeters. Jy begin bedink wat vir God belangrik is en nie vir die wêreld nie. En ons kry dit mooi opgesom in Filippense 4 vers 8, wat sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees,
Daarop moet julle gedagtes rig. Nie op die negatiewe nie. Daar's niks negatief in enige een van daai goed wat ek gesê het nie. Nie die doomsday thoughts meer rondloop elke dag nie. En dan die laaste een wat ek neergeskryf het wat verander is, jou gedrag verander. Jy sien, as al hierdie bogenoemde goed wat ek genoem het in jou verander, dan kan jy nie anders as om 'n ander gedrag te openbaar nie. Goed werk so saam, dis hoe die Here ons geskape het. Alles draai nie meer om jouself nie. Jy begin om jou jy begin om ander in ag te neem en reik uit en help waar dit vir jou moontlik is sonder om iets te verwag. Sonder om iets te verwag. Hoe meer ons groei, hoe intiemer raak ons verhouding met die Here. Hoe meer tyd ons in die Here se teenwoordigheid spandeer, hoe meer leer ons hom ken. En dan begin ons optrede Jesus se beeld weerspieël. Ons begin volgens sy beeld optree, die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. En ons begin plekke en mense sien waar ons kan betrokke raak om God se liefde in ons prakties te kan uitleef. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Voorbeelde van praktiese uitleef van Jesus se liefde. En daar is nie 'n beter voorbeeld as Jesus self nie. Hy het die voorbeeld vir ons kom stel. Sy lewe hier op aarde. En ons lees op 'n paar plekke die sinsnede, dieselfde as wat die Samaritaan gevoel het. Hy het hulle innig jammer gekry. Dis 'n emosionele belewenis van iemand wat 'n probleem of 'n moeilikheid of iets het, innig jammer kry. Dit beteken, jy voel vir daai persoon. Tydens sy bediening op aarde het hy nooit by iemand verbygeloop nie. Ek sal nooit vergeet die boodskap in hierdie gemeente wat pastoor Caroline Pietou van Richards Bay gelewer het nie. En haar boodskap het gegaan oor Jesus wat stil gestaan het by almal en ons moet begin leer om te gaan stil staan by ander mense, maar ons is so gejaag, ons is so besig met ons eie program, ons het tyd vir niks nie. God vra van ons dat ons moet begin stil staan. Ons dink aan al Jesus se wonderwerke. Ag, ek het net so 'n paar hier op 'n lys. Jesus het 'n melaatse man gesond gemaak. Hy het nie by hom verbygeloop, hy het gesien hierdie man is siek. Hy het nie verbygeloop en gesê, "Waar ek's 'n bietjie haastig, ek het nie nou tyd nie." Hy het gaan stil staan. Toe Jesus verbykom, het die blinde man langs die pad geroep. Die mense het hom stil gemaak, maar Jesus het omgedraai en gestop en vir hom gevra, "Wat kan ek vir jou doen?" Ons het verlede week gehoor, Jesus het die duiwels uitgedryf uit daai jong man uit. Ekskuus tog.
Jesus het hom nie daar een kant gelos nie, in die begraafplaas nie. Jesus het omgegee en iets gedoen aan sy situasie, dit wat hy kon doen. En so kan ons gaan lees in die skrif, in baie plekke waar Jesus gaan stil staan het en uitgereik het om 'n verskil te maak. 'n Ander man wat verskil gemaak het nadat hy vol was van Jesus en die Heilige Gees is Petrus. Ons lees van Petrus en Johannes wat in die tempel ingegaan het en hier sit hierdie man wat al Helselduim was daar so, hy daar gesit, dit was sy plekkie en nie vir sy plekkie vat nie. En hy het vir 'n almoes gevra, het gebedel. En hy het met 'n verwagting gekyk en gedink, gaan ek 'n almoes kry? Maar Petrus het net vir hom gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit sal ek vir jou gee. In die naam van Jesus staan op en loop. Petrus het hom ontferm oor die man wat lam was. As ons gaan lees Handelinge 2, die eerste gemeente in Handelinge, hoe het hulle gereageer en hoe het hulle teenoor mekaar opgetree nadat hulle Jesus gevind het? Hulle het gereeld by mekaar gekom. Hulle het hulle besittings verkoop en mekaar uitgedeel soos wat elkeen behoefte gehad het. Dit is die liefde van Jesus wat sigbaar word in die wêreld daar buite. Het ek net so 'n bietjie gaan kyk en vir oom Google gevra, mense, alledaagse mense soos ek en jy, wat 'n verskil gemaak het, omdat Jesus in hulle was. En hierdie persoon wat ek hier het, is baie lank voor my in jou tyd. Die 1800s, maar ons almal ken haar, the Lady of the Lamp, Florence Nightingale. Hoor wat sê sy? Sy, God called me in the morning and asked me, would I do good for him alone without reputation? En dit was, sy was die begin van moderne verpleegkunde. Sy het honderde soldate se lewens gered met haar manier van verpleging en omgee vir die soldate. Sy het 'n opleidingsskool begin vir verpleegsters. Sy het higiëne op 'n plek gebring wat dit nooit van tevore was nie in hospitale en in verpleeginrigtings. En sy het ook 'n boek geskryf, Notes on Nursing. Sy was die begin. Ander persoon wat ek raak gelees het, ek het nie baie maar net 2 genoem, as nog ander ook, die bekende Engelse skrywer Charles Dickens. Ons ken hom vir sy verhale, veral ene wat baie mense geraak het, is Oliver Twist. En daar word van Charles Dickens die volgende geskryf. Hy sê, for Charles, faith in Christ meant acting out of Christ-like empathy, using what was in his hands to improve the lives of others. Hy's 'n skrywer. Wat kan hy nou as 'n skrywer doen? Maar Charles het sy talent van skryf gebruik om uit te lig die swak omstandighede van weeskinders, die swak omstandighede van armoede en sosiale onreg wat in daai tyd gepleeg is. En deur dit aan die klok
kop te begin hang deur sy skryfwerk, het baie wetgewing verander, wat die posisie van daai mense, of die omstandighede van daai mense verander het. Jesus se liefde het deur Charles Dickens 'n verskil gemaak in die lewens van ander, en het sigbaar geword in die wêreld. Wat leer ons uit hierdie? Ons leer dat selfs godsdienstige mense loop somtyds verby. Die priester en die leviet het al twee met die ander kant verby gegaan. Die mense van wie dit sou verwag het om dit te doen. Dit plaas net 'n vergrootglas op elkeen van ons wat sê dat ons aan Jesus Christus behoort en dat sy liefde binne in ons is. Omgee en ontferming oor ander trek nader. Het gaan nie met 'n ander pad verby nie. Die Samaritaan was aangeraak deur dit wat hy gesien het, en hy het jammer gekry en het nader gegaan. Bybelse ontferming word beweging omdat dit meer as net 'n gevoel is. Maar ons moet ook besef dat omgee het 'n prys. En dis baie keer dalk die rede hoekom ons baie keer die ander pad kies. En sê, ek wil nie betrokke raak nie. Die Samaritaan het van sy tyd gegee. Hy was op reis. Hier sien hy hierdie ou. Nou stop hy sy reis. Ek hoop nie hy het 'n afspraak gehad aan die ander kant nie, want hy was so laat gewees het vir sy afspraak. Toe stop hy en hy behandel eers hierdie ou. Maar hy het hom nie net behandel om gelos nie. Hy het hom op sy pakdier gelaai en hom na 'n herberg toe gevat en hom daar verder versorg. En toe hy sy reis voortsit, toe sê hy vir die herbergier, hier is geld. Dek die onkoste wat jy met hom het, en as jy meer het, ek sal dit weer kom betaal. Hy het die pad voluit geloop om hierdie persoon weer te kry in 'n toestand waar hy sy eie ding kan doen. Die laaste ding hierso wat hy ons leer is, word 'n naaste. Jesus se vraag kan anders gestel word, naamlik, vir wie kan ek 'n naaste word? Vir wie kan ek 'n naaste word? En ek preek nou vir myself hierso. Die Here praat met my. En daar's baie plekke wat ek daai wil nie betrokke raak nie, daai ander pad verbyloop. Waar is ek en jy vandag besig om vir iemand anders 'n naaste te wees? Waar is ons besig om Jesus se liefde wat in ons is, sigbaar te maak in ons omgewing? Partykeer vat dit nie baie nie. Vat nie baie van ons tyd nie. Jy kan iemand raak sien nie by die gemeente wat net vir jou 'n bietjie aflyk. As daai persoon dalk by die deur uit is, voordat jy by die persoon kon uitkom, knoop dit hier. As jy by die huis kom, maak 'n oproep. Al wat dit vir jou kos, oproep. Kos dalk 'n kuiertjie, kos 'n inloer. Miskien 'n geskenkie. Dalk as jy in 'n besigheid staan en iemand het 'n behoefte, te sê man, moenie worry nie, ek sal dit vir jou verniet doen. Dis 'n begrip wat my pa of my van kleins af geleer het. Hy het gesê,
Hy het 'n uitdrukking gehad, hy het gesê, dit betaal nie, maar dit betaal. Knoop daai ene aan jou. Dit betaal nie, maar dit betaal. Ons moet nie altyd alles vir geld wil doen nie. Partykeer moet ons die hand net oopmaak en sê, hier, kry vir jou. Dis my voorreg. 'n Spontane uitvloeisel van groei in Christus is omgee vir ander en om sodoende uiting te gee aan Jakobus 2 vers 14 tot 17. Ek lees vir ons, en dis nogal harde woorde wat hier staan. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sal vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie. Dit is sonder meer dood. Laat die mens dink. Ek is amper klaar, ek lees vir ons Matteus 25. En hierdie is nogal vir my 'n harde skrifgedeelte. Vers 31 tot 40. Die profetiese rede, die laaste oordeel. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom verbygebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Maar ek was sonder klere en julle het my klere gegee, siek en julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons u siek gesien? Wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir die klere gegee? En die koning sal hulle antwoord. Dit is die harde woord, dit verseker ek julle. Vir sover julle dit aan een van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan gaan die gedeelte verder, wat die aan die linkerkant vir Here vra, maar hoe nou? En dan sluit hy af. Hy sê, en hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook aan my nie gedoen nie.
En hierdie mense sal die ewige straf ontvang. Kom ons maak dit wat die Here vir ons sê, prakties in hierdie week wat voorlê. Ek skat hier so, ek weet nie, om by 100 mense in die kerk. Gaan identifiseer 'n persoon wat God oor jou pad gestuur het en neem in hierdie week een praktiese stap van omgee. As elkeen van ons handeling van omgee gaan openbaar vir een persoon, dan raak ons as gemeente ten minste 100 mense in hierdie week wat voorlê. Kom ons maak 'n punt daarvan om Jesus se liefde in ons prakties te gaan uitleef in die wêreld. Maar ons moet ook baie versigtig wees en net onthou dat hulpverlening aan ander moet altyd met verantwoordelikheid en met menswaardigheid aangebied word. Ware groei maak ons nie net geestelik meer ingelig nie. Dit bring ons meer in die teenwoordigheid van pyn en nood van ander. Gaan en wees 'n naaste vir iemand in hierdie week wat voorlê. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, baie dankie. Dankie vir die woord. Ag Here, maar ons staan skuldig. As ons na u woord luister en hoor wat u van ons as u kinders verwag. En Here, my naam is heel bo in die lys. En ek kom vra vir Here, vergewe my dat ek baie keer die ander pad loop. Want ek het nie tyd nie, en ek het nie geld nie, en ek het nie dit nie, en ek het nie dat nie. Laat ons sal ophou met die verskonings. Want u liefde in ons vra nie verskonings nie, u liefde in ons vra net 'n aksie. Petrus het ook nie geld gehad nie, maar hy het uitgereik. Kom, Here Jesus, in ons en deur ons, sodat die wêreld waar ons betrokke is, 'n ander plek kan word, omdat u liefde daarin uitgeleef en weerspieël word. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.